Welkom by hoofstuk 2 van Ontdek 301. In hierdie hoofstuk gaan ons kyk na selfversorging en selfvoeding. Wat belangrik is dat jy in jou handleiding die studie moet saam met ons volg, al die verse lees en saam met my bid hieroor. In hoofstuk 2 sal jy sien, ons het 'n hele hoofstukkie daar vir doop van gelowiges, maar ons het reeds doop van gelowiges gedoen by tree nommer 7, so ons gaan hom nie nou herhaal nie. Indien jy wil, kan jy hom weer gaan doen, indien jy meer wil weet van dit. Nou, ons fokuspunte in hierdie sessie is dat eerstens die Here gehoorsaamheid van jou en my verwag. Absolute en onvoorwaardelike gehoorsaamheid. En deel van dit is die doop. So, ek en jy moet by daai bruggie verbykom. Dalk is jy al reeds gedoop, dalk is jy nog nie gedoop as gelowige nie. Ek wil jou vra om dit bidtend te oorweeg. En dan die tweede fokuspunt in hierdie hoofstuk is ek moet seker maak ek kry geestelike kos. Dis my verantwoordelikheid om seker te maak ek word geestelik gevoer. En wat belangrik is van hier af vorentoe is dat jy maniere moet kry om nie jou primêre geestelike versorging en woordbediening van die kansel af of van jou selgroep te kry nie, maar in jou stilte tyd. En dis belangrik, want as jy van die kansel af net een keer 'n week en by 'n selgroep net een keer 'n week jou woordvoeding kry, dan gaan jy beslis 'n arm gelowige wees. En as gelowige wat nou al by die 13de tree is dit belangrik dat jy jouself moet voer, sodat jy op 'n plek kan wees, dat jy ander kan geestelike kos gee. En dis waarby ons wil uitkom. In 1 Timoteus 4 vers 8 lees ons, om jou liggaam te oefen, het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou en vir die toekoms. Okay, hoe word ek 'n selfvoeder? Hoe word ek iemand wat seker maak, ek is diep gewortel in die woord van die Here en ek bly geestelik versorg? Die Engelse akroniem habits gaan vir jou help. Nou, dalk moet jy pen en papier vat en dit skryf, dit is in jou handleiding, maar dalk het jy nou nie jou handleiding voor jou, skryf dit neer. Habits, skryf dit H-A-B-I-T-S, gaan vinnig vir jou dit opbreek. So die H staan vir die Engels hangtime, om uit te hang met die Here, wat eintlik maar jou stilte tyd is. Jy moet 'n kwaliteit stilte tyd hê. Nou, ons het reeds gekyk na stilte tyd, redelik in detail, maar jy moet verstaan, as jy nie jou stilte tyd in stand hou nie, dan gaan jy geestelik verarm. Habits. Accountability. Ek moet deel wees van 'n groep waar ek verantwoordelik gehou word en waar ek ander verantwoordelik hou. Dis 'n groot deel van my geestelike groei en my geestelike pad met die Here, is dat ek verantwoordbaar is en verantwoordelik gehou kan word vir wat ek doen. Die B is Bybelvers memorisering. Ek moet doelbewus moeite doen om die woord van die Here te memoriseer. Dit help vir my weer aan die ander kant, dat wanneer die versoeking kom, en wanneer ek onder die vyand se aanslag is, dat ek die regte verse het om myself te kan verdedig. Die I is in die gemeente. Ek moet betrokke wees en ingeskakel wees by die lokale gemeente van Christus. Ek kan nie 'n lone ranger Christen wees nie. En dis belangrik dat ek en jy moet weet, vir my om geestelik te groei, moet ek 'n plek hê waar ek kan ontvang, maar ook waar ek gee. En dan tiendes, ons gaan later hieroor ook meer gepraat, maar dit is waar ek weet, ek het 'n finansiële bydrae waar ek bydra en ek belê ook saam in die koninkryk van die Here. En dan natuurlik studie. Waar ons gepraat het oor Bybelvers memorisering en ons gepraat van stilte tyd, is dit nodig vir my om dieper in die woord in te grawe en 'n dieper Bybelstudie te doen en seker te maak ek verstaan die skrifte, want anders het ek niks om te deel nie. Nou, dis habits. Ek wil net 'n bietjie gaan dink daaroor en kyk waar in jou lewe. Geef vir jouself uit 10 uit 'n punt elke keer van hoe dit lyk op hierdie stadium in jou lewe en kyk waar kan jy verbeter. Maak doelbewus 'n plan om hierdie goed in jou lewe in plek te sit sodat jy jouself versorg en 'n selfvoeder kan word.